Ons Here, dankie dat U lewe en dat U in hierdie oggend hier is. Die kruis is leeg. Die graf is leeg. Juig en sing, halleluja. Dankie Here vir 'n loflied wat ons nie net met ons lippe en ons larynx sing nie, met ons middelrif, met ons longe nie, maar Here, ook met ons hart. Dankie Here dat U ons vrolik maak, omdat U vir ons die lewe kom gee het. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Al is dit 'n dag wat vir U bittere swaar kry gespel het. Here, vir ons het dit vreugde gebring. Ons kan die vrug van vreugde en vrede van die kruis pluk. Dankie Here dat ons in hierdie oggend ons harte kan oopstel, wyd oop kan stel vir U, ons Here. Dankie Here dat U deur die Gees, die Heilige Gees in ons kom woon het. En Here, dat ons dan nou kan sê, Here, U wat in my woon, U wat elke dag aan my bytel, aan my skaaf, aan my slyp, die beeld van God al hoe meer herskep in my. Here, open dan nou ook my hart vir hierdie woord, sodat ek sal hoor wat U verder in my lewe wil doen. Bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Hebreërs 6 vanaf vers 13. Hebreërs, my Bybel, bladsy 257, in die Nuwe Testament, Hebreërs 6 vers 13. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het hy niemand groter as hy self gehad, by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën en jou 'n baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lê eed af by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak, en dit sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Die toekoms saam met ons Here eendag, waarin ons reeds kan deel. Vers 19, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhang sal vas is. Daar het Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan, en hy is vir ewig hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek. Ons moet eendag 'n bietjie oor Melchisedek ook 'n bietjie praat. So dis net die gedeelte. Neem 'n tydjie vanoggend en wandel saam met my deur een van die mees verbuiserendste nagte in die geskiedenis van die mensdom. Die toneel is eenvoudig. Jy sal dit dadelik herken. Dit speel in 'n olyfboord af. Die nag is onnatuurlik donker, tog is groot rotse sigbaar, sowel as 'n lae klipmuur. Stel jou dit in die gees voor. Jy bevind jou in 'n tuin, die tuin van Getsemane,
Getsemane beteken olyfpers. Moontlik het hulle daar olywe geoes en ook daar verwerk. Bestudeer die toneel. Kyk baie fyn. Wat sien jy daar tussen die skadies en die takke? Wie is daar die man wat homself op die grond neerwerp? Sy gesig besmeer met stof en trane. Sy vuiste gebal, desperaat. Sy oë starend en met vrees gevul. Hare klam van die sweet. En is dit bloed wat op sy voorhoof perl? Dis Jesus. Jesus in die tuin van Getsemane. Ons ken die klassieke uitbeelding van Jesus in die tuin. Gewoonlik knielei by 'n groot rots, sy kleed spierwit, sy hande biddend saamgevou en 'n sigbare uitdrukking van saligheid op sy gesig. Daar is miskien selfs vir ons in ons gees 'n stralekrans sigbaar. Die kunstenaar het duidelik nie die evangelie van Markus as inspirasie gebruik nie, as ook die ander evangelies nie. Die evangeliese beskrywing van hierdie angswekkende nag sluit frases in soos: hy het ontsteld en beangs geword. Frases soos: ek voel doodsbenoud. Die evangeliste het swart verf gebruik om die toneel te skilder. Ons sien 'n Jesus wat in sieleangs verkeer en smart ervaar. Ons sien 'n man wat stryd voer teen vrees. Worstel met sy verpligtinge aan die een kant en aan die ander kant smag na verligting. Die Hebreërskrywer in hoofstuk 5 het dit baie mooi gestel. Hy het gesê gedurende sy aardse lewe het hy aan God wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en met trane. Dit is 'n omskrywing van Jesus wat ons so 'n bietjie laat kopkrap, nie waar nie. Want ons ken mos 'n Jesus wat net sê en dit gebeur. Hoe hanteer ons dit wanneer ons 'n gefolterde Jesus sien? Met betraande wange, met sweet wat in sy slape afstroom, druppels bloed wat op sy voorkop perl. Jesus is nie angstig nie. Hy was doodsbang. Daar's geen valse bravade nie. Inteendeel, hy vra om hulp en krag. Vader, as u wil, laat tog hierdie lydensbeker by my verbygaan. Neem dit vir my al weg. Miskien was jy altyd onder die indruk, dit was maar 'n handjievol soldate, wat Jesus daar in die tuin in arrest geplaas het. Ek sien hierdie lig is af, ekskuus. Wat Jesus in arrest geplaas het, maar dis 'n wanindruk. Ten minste 200 soldate het by die tuin opgedaag, om met 'n skrynwerker en 11 van sy vriende af te reken. Verder was die wagte waarvan daar ook sprake was, wat hulle vergesel het, die tempelwagte. Dit was hulle taak om tydens hierdie besige tyd in Jerusalem, die heiligste plek in Jerusalem, naamlik die tempel te bewaak. Dit was Paasfeestyd. Hulle was die elite soldate, Israel se beste, saam met dan die Romeinse soldate. En moenie van Judas vergeet nie. 'n lid van die binnekring. Satan het nie net rekrute gewerf uit die geleedere van die Romeine en die Jode nie. Hy het een van die uitverkorenes ook verlei.
Die offisiere was gereed vir enige moontlike gebeurlikheid. Behalwe een. Die moontlikheid dat Jesus nie 'n uitweg wou vind nie. Hy het geen begeerte gehad om te ontsnap nie. Hy het nie na die tuin gekom om die aftog te blaas nie. Daar tussen die olyfbome het hulle nie afgekom op 'n lafaard nie, maar op 'n oorwinnaar. Wanneer die hordes opdaag om Jesus te arresteer, dan verklaar hy ferm, dit is ek. En die krag in daardie woorde is tasbaar. Petrus het groot gepraat, maar hy het ook geval. Hy het uiteindelik gedoen wat hy hoog en laag gesweer het nie sal gebeur nie. Die ding wat hy gevrees het hom ingehaal. Op die kritieke oomblik was daar 'n enorme tweestryd in Petrus tussen sy oorlewensdrang en sy lojaliteit aan Jesus. Aanvanklik het sy lojaliteit nog swaarder geweeg. Hy het mos Malchus se oor met 'n swaard afgekap. Maar toe hy sy hande daar by die vuurtjie warm maak in die binnehof van die paleis, het party van die mense hom herken, en by 3 geleenthede het hom uitgedaag, en elke keer het hy dit ontken. En nadat die haan gekraai het, want dit was vroegoggend, Jesus het voorspel, het Jesus sy blik oor die skare laat gaan, en vir Petrus gevind. Petrus sou daardie kyk nooit vergeet nie. Dit was binne 'n oogwink verby, maar dit is 'n ewigheid in Petrus se hart ingebrand. Op 'n klein verhoogie pronk 'n indrukwekkende stoel. Die regter klim die verhoogtrappies op en gaan sit daarop. Dan word die beskuldigde ingebring, voor die verhoogie gestel. 'n Groepie priesterhoofde kom ingeskuifel en gaan staan aan die ander kant in die binnehof. Pilatus kyk na die sonderlinge figuur en vra, is jy die koning van die Jode? Jesus kyk op na Pilatus, hy lig nie sy kop nie, net sy oë. Aandagtig bestudeer hy vir Pilatus. En Pilatus word onkant betrap deur sy stemtoon. Dit is soos hy sê. Voor Pilatus kan reageer, klink luidkeels beskuldigings en verontwaardigende uitroepe van die groep Joodse leiers af. Hoeveel keer het Pilatus al op daardie eense stoel gesit? Dit was 'n offisiële stoel. Stel my voor kobaltblou met swaar geboë pote. As gevolmagtigde van die Romeinse ryk het hy die reg gehad om daar te sit, en van daar het hy vonnisse gevel en besluite geneem. Hoeveel pleidooie het hy al hier aangehoor van beskuldigdes? Hoeveel mense het al met wyd opgesperde oë na hom gestaar en om genade en kwytskelding gesmeek? Maar die Nasareëner is anders. Sy oë is rustig, stil. Sy blik flits nie senuweeagtig in alle rigtings nie, want Jesus is nie onverhoeds betrap nie. Jesus weet die uur het aangebreek. Uiteindelik het die soldate bloed geruik, Jesus gegeesel totdat sy bloed oor die klippe gevloei het. Die legioen soldaat se sweep was nie 'n sweep soos wat ek en jy vandag ken nie. Dit was eintlik 'n martelinstrument. Die idee was eenvoudig om die beskuldigde so te vernuweer dat dit byna sy lewe sou eis om dan net voor dit op te hou. Die toegelate hoeveelheid houe wat
gegee mag word was 39, maar selde het dit by 39 uitgekom. Offisier het bygestaan om die toestand van die slagoffer te monitor, en toe Jesus na daardie geesteling van die folterpaal losgesny is, het hy sekerlik soos 'n halfdooie daar neergesak. En nadat Jesus oorgegee is om gekruisig te word, het die soldate begin om die uitgemergelde, stikkende, halfdooie skrynwerker uit Galilea af te knou. Wie wil nou nog ook op hom nog spoeg? En naas ander vernederende gedrag het hulle doringkroon vir Jesus gemaak. Doring simboliseer reg deur die Bybel die gevolge van sonde. Dink aan die tuin van Eden, Adam en Eva wat sondig, en God wat dan sê ook die aarde is as gevolg daarvan vervloek en sal nou dorings en dissels voortbring. Die produk, die vrug van ons sonde. Dorings wat skerp sny, deurboor en verwond. Was die doringkroon 'n uitbeelding van die vrug van ons sonde wat hom deurboor het? Kom nou saam met my na die Kruisberg. Kyk hoe die soldate vir Jesus grond toe stamp. Sy arms teen die dwarsbalk uitstrek. Een van die soldate gebruik sy knie om Jesus se voorarm vas te pen en het posisioneer die eerste spyker. Jesus draai sy kop en kyk toe, terwyl die soldaat sy hamer lig om die spyker in te slaan. Wat het Jesus gesien? Terwyl sy wang teen die hout van die dwarsbalk gerus het. Die hamer? Ja. Die spyker? Ja. Die soldaat se hand? Ja. Maar tussen sy eie hand en die kruishout het Jesus ook 'n lys gesien, 'n lang lys van oortredinge. Ons leuns, ons vergrype, ons verkwiste tye in ons lewe, ons misdade, ons sonde. Maar kom ons swyg liewer oor al die wreedhede aan en voor die kruis, onder die kruis, want dit is te verskriklik om verder te noem. Die onverwagse gebeur. Duisternis sak oor die land soos 'n kleed toe. Dit het nie ontstaan as gevolg van 'n geleidelike wolkbedekking nie. Dit was nie onvoorsiene sonsverduistering nie. Dit was 'n bonatuurlike, skielike, pikdonker duisternis. Die verkoopslui in die winkels moes hulle lampies aansteek. Die soldate het seker hulle fakkels ook aan die brand gesteek. Die heelal rou, die hemel ween. Maar die duisternis het die rumoer geblus, daarom die kruis, geen tartende aanmerkings meer nie, geen grappies meer nie, geen bespotting nie. Een vir een het hulle weggedraai en die Kruisberg verlaat. Selfs en Jesus se gesig het ook begin versag. Stel ek my voor toe die son liggies begin deurbreek. En dan sy woorde, dit is volbring. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Is dit 'n wanhoopskreet? Beslis nie. Ek stel my voor as Jesus se hande nie vasgespyker was nie, sou sy vuiste dalk triomfantlik opgeskiet het. Nee, hierdie was nie 'n uitroep van iemand wat die stryd gewonne gegee het nie. Dit was 'n kreet van sukses. 'n Oorwinningskreet, 'n uitroep van vervulling en ek glo selfs van verligting. Dis verby. As die Romeinse soldaat wat aan die einde gesê het, waarlik, hy was
die Seun van God, as hy reg was, dan is die kruis op Golgotha 'n stewige anker. Dan is daar die kruis stewig in graniet geanker. En kan ek en jy gerus maar ons siel daar gaan vasmaak. Glo jy dat Jesus die prys vir jou betaal het? Dat hy vir jou die weg geopen het tot in die allerheiligste by God jou Vader? Dat hy jou Here is? Dat sy kruis jou ankerplek is? Glo dit. En leef net. Leef met 'n nuwe hart. Leef met blydskap. Leef met goeie dade wat van jou hande voortvloei. Leef met 'n loflied vir jou Here. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie oggend opnuut kan verseker wees dat ons siel veranker is aan die kruis op Golgotha. Baie dankie, Here, dat U dit gedoen het en dat ons kan sê, ja, ek was daar, want in Jesus Christus het ek saam met U kon sterwe en saam met U in 'n nuwe lewe kon opstaan. Here, as ons baie keer na onsself kyk, dan lyk dit nie of dit waar is van ons nie. Want daar is nog soveel van die kwaad in ons. Maar ons glo dit, Here, dat ons in Jesus nuwe mense is. Laat ons dan nuut gaan lewe. Amen.